Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor wysheid en kennis, menslik of goddelik. Wat se wysheid moet ek en jy hê? Menslike wysheid? Wat se kennis moet ek en jy hê? Menslike kennis of goddelike wysheid? Goddelike kennis. Wat sê die Bybel? Ons gaan vandag dit alles net in die Bybel lees en ons gaan die Heilige Gees vertrou om dit vir ons oop te breek, maar aangesien dit alles oor Jesus Christus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof, prys en eer in hierdie dag. Dankie Here dat ons weer die Bybel sê, wat 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So hier waar ons hierdie DVD opneem, is U by ons. Daar waar die mense die DVD's gaan kyk, is U ook by hulle. En ek wil vra Here dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat nie ek sal wees wat spreek nie, maar dat U die een sal wees wat spreek, sodat U verheerlik kan word in die naam van Jesus Christus. En dankie Here dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie, die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Here Jesus, dankie vir die kosbare bloed wat U vir ons gestort het op Golgotha. Ons vra dat U ons nou sal verseël met daardie kosbare bloed, dat U die engele rondom ons sal opstel, Here, en dat ons sal weet, ons is veilig hier terwyl ons besig is om die DVD te maak en daar waar hulle die DVD gaan kyk, en dat harte ontvanklik sal wees vir hierdie woord, en ons vra dat U verheerlik sal word daardeur in Jesus se naam. Amen. Ons gaan op hierdie DVD vinnig 'n paar punte met jou deel. Kyk saam met my daar op die skerm nou. In die eerste plek gaan ons 'n kort inleidingkie doen. Dan gaan ons kyk na, is daar 'n verskil tussen wysheid en kennis? Ons gaan kyk na die konings moet begin soek. Wat is die waarde van wêreldse wysheid en kennis? Waar kom geestelike wysheid vandaan? Ons moenie trots en hoogmoedig wees nie. Wat doen ons met die kennis? Ons moet daaroor praat. En is daar 'n toekomsverwagting rondom wysheid en kennis? En ons gaan net die Here vertrou om hierdie dinge aan jou oop te breek vandag. Ek kyk in die 1933-53 vertaling van die Bybel. En dit is al Bybel wat ek lees, en as jy wonder hoekom, ons het ook 'n DVD oor waarom verskil die Bybelvertalings. Maar jy sien, volgens my is die ou vertaling van die Afrikaanse Bybel die enigste korrekte ene, wat vir ons die dieper geestelike betekenisse openbaar uit die Bybel uit. En my Bybel sê baie duidelik vir my in 2 Korintiërs 1:13, lees saam met my daar, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En weet jy wat, my vriend, vandat ek die Bybel so begin lees wat daar staan, begin verstaan wat daar staan en begin doen wat daar staan, het ek in 'n wonderlike nuwe avontuur ingegaan met ons hemelse Vader. Het ek begin besef, maar weet jy wat, dit is so lekker om saam met hom deur sy woord te gaan en by hom te leer. In die verlede, sê ek vir die mense altyd, het ek die boek geken, nou ken ek die skrywer van die boek. En ek kan begin lees wat hy in sy boek geskryf het, en ek kan verstaan wat hy in sy boek geskryf het, en ek doen wat hy in sy boek geskryf het. En so kan ek ook lees, as daar staan, die aarde is in 6 dae geskape, dan is dit 6 dae. Dit is nie 6 tydperke van 1 biljoen jaar elk nie. As ek daar lees dat Jona was in die vis, dan was Jona in die vis. As ek lees dat Jesus uit 'n maagd gebore, dan is Jesus uit 'n maagd gebore. Hoekom? Want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Net so, op hierdie DVD gaan ons lees wat die Bybel sê oor wysheid en oor kennis. En jy gaan sien, as jy saam met my deur hierdie teksverse lees wat ek vir jou gaan wys vandag, gaan jy verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan. Want ons probleem is, ons het vir te lank gedwaal omdat ons die skrifte nie ken nie. En in Matteus 22:29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En daai was ons probleem. Want ons het almal al hierdie jare die persepsie gehad, en dit is 'n wanpersepsie, dat net die dominee of net die pastoor of net die ouderling of net iemand anders vir my die Bybel kan lees. Nee, weet jy wat, ek en jy gaan alleen voor God se troon staan en God gaan vra, my kind, wat jy met hierdie boek gedoen. So ons moet vir die Here vra, Here, begin hierdie boek aan my openbaar deur U Heilige Gees, want ek wil die skrifte leer ken, want as ek die skrifte leer ken, gaan ek die krag van God leer ken. Gaan ek weet, dit is die wapen wat Jesus gebruik het toe Satan hom versoek het in die woestyn, het hy gesê, Satan, daar is geskrywe, daar is geskrywe, daar is geskrywe. Net so moet ek en jy dit kan doen. As daar 'n aanval op my huwelik kom, sê ek, daar's geskrywe oor my huwelik. As daar 'n aanval op my kind se gesondheid kom, sê ek, daar's geskrywe oor my kind se gesondheid. Maar die punt is, hoe kan ek vir Satan sê, Satan, daar is geskrywe oor my huwelik, as ek nog nie die teksversies oor my huwelik gelees het nie? En so is my swaard van die Gees stomp, oneffektief. Hoe kry ek hom effektief? Ek maak hom oop, ek begin hom lees, ek vra vir die Here om dit deur sy Heilige Gees aan my te openbaar. Doen jy dit al so? Want slegs as jy dit so begin doen, word deur die Bybel lees 'n wonderlike avontuur, word dit lekker om saam met die Here 'n pad te stap deur sy woord. Mag die Here hierdie ding vir jou oopbreek vandag. Kom ons kyk dan nou, is daar 'n verskil tussen wysheid en kennis?
En weer eens, ek gaan nie vir jou my opinie gee daaroor nie, ons gaan maar net lees wat die Bybel sê, en jy moet saam met my lees in jou eie Bybel, en so ek sê, solank jy net dieselfde Bybelvertaling as ek gebruik, dan gaan jy sien, dit gaan dieselfde goeie sê, maar kom ons lees bietjie wat sê my Bybel in Genesis 2 vers 16 en 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So nou is die vraag, wou God ons dan nou nie kennis geleer het nie? Maar God sê vir die mens, jy mag nie van daardie boom eet nie, die boom van kennis van goed en kwaad. En ons gaan soos wat ons aangaan in hierdie lesing vandag, met mekaar hierdie ding deel, wou God ons dan kennis leer of wou hy ons nie kennis leer nie? Is daar verskil tussen wysheid en kennis? Is daar 'n verskil tussen wêreldse wysheid en wêreldse kennis en goddelike wysheid en goddelike kennis? Maar wat lees ons verder in Genesis 3 vers 1 tot 7, wat gebeur toe? Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En onthou, kyk, hy lieg klaar daar, want God het nie gesê, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Hy het gesê, julle mag net nie van hierdie een boom nie eet nie. Ander bome kon hulle geëet het, so Satan lieg al klaar daar. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet, toe gaan albei sy oë oop. So daar's een ding wat die Satan waarheid oor gepraat het. Hy het gesê, julle oë sal oopgaan, as julle van hierdie vrug eet. Toe gaan hulle oë oop, maar toe kry hulle nie wat hulle gedink het hulle gaan kry, as hulle hierdie vrug geëet het nie. Want jy sien, die ding wat hulle gewen het, die ding wat hulle mislei het, was gewees dat Satan het gesê, julle sal soos God wees, as julle van hierdie vrug eet. Die punt is, hulle was reeds soos God. Hulle was reeds in sy beeld en sy gelykenis geskape. Hulle het klaar daardie volle kapasiteit in hulle gehad, dit was vir God, deur God vir hulle gegee. Maar jy sien, hulle luister na die leuen, en toe gaan altyd sy oë oop, hulle besef dat hulle naak is, en daar begin die hele sondeval, en vandag nog is ek en jy vasgevang in hierdie nagevolge van die eet, van die boom van kennis van goed en kwaad. Maar die punt is nog steeds, die vraag is, wou God ons dan nou regtig nooit kennis leer nie? Ek glo tog hy wou, maar op sy tyd, jy sien, net soos wat jy as pa en jy as ma, op jou tyd, wanneer jy voel jou kinders is groot genoeg, hulle sal leer aangaande sekere dinge. Jy leer nie vir jou kind, jy gee nie vir jou kind seksuele voorligting op 3-jarige ouderdom nie. Hoekom? Want jy weet, hulle is nog nie reg daarvoor nie. Maar wanneer hulle 13 is, of 12 is, of wat ook al die ouderdom mag wees, wat jy ervaar reg is, dan leer jy hulle aangaande daardie dinge. Nou net so glo ek wou God ons geleer het, soos wat ons die pad met hom gestap het, sou hierdie kennis aan ons openbaar gemaak het. Maar weer eens, ons het gaan luister na die leuen, en ons het voortydig, het ons hierdie tipe kennis opgedoen, en dit is tot ons nadeel gewees. Want jy sien, as jy 'n kind op 3-jarige ouderdom seksuele voorligting gee, is dit tot sy nadeel, want hy gaan voortydig betrokke raak by goed wat hy nie voorstel is om by betrokke te raak nie. Dit is dieselfde tipe ding wat hier gebeur het. Maar ek glo tog, God wou ons leer, en hy het ons geleer, ook in sy woord verder. Lees nou saam met my in Spreuke 22 vers 19 tot 21. Dat jou vertroue op die Here mag wees, daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou. Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis, om jou bekend te maak, waarheid, betroubare woorde, sodat jy woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie? Kyk mooi, die Here sê, hy het kernagtige spreuke aan ons voorgeskrywe, met raadgewinge en kennis, om aan ons bekend te maak, waarheid, betroubare woorde, sodat ons woorde van waarheid kan antwoord aan die wat ons stuur. En daardie woord, kernagtige spreuke in die Hebreëus, is shalosh. Shalosh beteken drievoudig.
Shalosh is ook die syfer vir 3 in Hebreëus. So daar staan, het ek jou nie drievoudige spreuke voorgeskrywe nie, met ander woorde goddelike spreuke voorgeskrywe nie. Want onthou, dit gaan na die 3 verwys weer eens na die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde, ja, God wil, wou en het aan ons kennis beskikbaar gemaak. Die vraag is, wat het ons met daardie kennis gedoen? Die vraag is, wil ons kennis hê, of is ons tevrede met wat die wêreld ons mee pomp, wat die wêreld vir ons voer? Dis 'n keuse wat ek en jy maak om te sê, Here, ek wil graag hê, U moet ook aan my kennis openbaar maak. Ek wil ook graag hê dat U aan my geestelike, goddelike kennis openbaar moet maak. Want dis die enigste manier hoe jy gaan leer wat die Here van jou verlang. Wat ek en jy moet raak sien is die feit dat die konings moet begin soek na wysheid en na kennis. Nou, wie is die konings? Kom ons lees gou Spreuke 25 vers 2. Dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speur. So wie is hierdie konings? Ons lees in Openbaring 1 vers 6. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Openbaring 5 vers 9 en 10. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Right. So wie is die konings wat die sake van God moet naspeur? Ons is. Ons wat Jesus Christus aangeneem het. Deur sy bloed het hy ons konings en priesters vir ons God gemaak. En daarom moet ons die dinge van die Bybel begin naspeur. En weet jy wat, mense, naspeur beteken nie dat ek elke tweede aand die Bybel oopmaak en so 2 teksversies lees en toemaak en omberre nie. Dis nie naspeur nie. Naspeur beteken om bietjie moeite te doen, om tyd te spandeer met die Here, om 'n konkordansie te kry en te kyk wat is die dieper betekenisse van hierdie vers en van daai vers, en vir die Heilige Gees heeltyd te vra, Here, wat beteken hierdie vers nog vir my? Wat beteken daai vers vir my? Hoe kom hierdie vers in lyn met hierdie vers? Waar kan ek die vervulling sien van hierdie vers in die Ou Testament? Hier sien ek in die Nuwe Testament as hy vervul. En dit is 'n wonderlike ding om dit te begin raak sien. Maar sien, dit is die eer van God om 'n saak te verberg. Dit is die eer van konings om 'n saak na te speur. Maar iemand het dit een keer vir my mooi gesê. Hy sê, God het nie sy goed so weggesteek dat jy dit nêrens kan kry of nooit weer kan kry nie. Nee, hy het die dinge van sy woord, die waarheid van die dinge van sy woord, op 'n manier weggesteek, soos wat 'n pa met sy 2-jarige seentjie sou wegkruipertjie speel. Jy weet mos, so doen 'n pa dat hy gaan staan agter die klavier, maar sy boude steek nog agter die klavier uit, want hy wil hê sy seentjie moet hom kry. Hy gaan staan agter die gordyn, maar sy skoene steek onder die gordyn uit, want hy wil hê sy seentjie moet hom kry. Nou net so. God steek nie die dinge van sy woord so weg dat ons dit nie kan kry nie. Nee, hy het dit net bietjie verberg. Hy het dit net so bietjie vir ons in sekere gevalle bietjie weggesteek, sodat ons bietjie moeite moet doen. Want jy sien, as ons bietjie moeite doen, dan sien hy ons is lief vir hom. Dan sien hy ons wil bietjie meer vir hom doen, dan sommer net, ag, weet jy wat, ek kry niks nie, so ek laat dit nie. Dis nie hoe dit werk nie. Nee, as ek in 'n verhouding, 'n liefdevolle, intieme verhouding met my hemelse Vader is, wil ek meer leer by hom. Wil ek hom vra om vir my meer dinge te openbaar uit sy skrifte uit. Maar ons moet ook besef dat geen koning kan hier op aarde heers sonder wysheid en kennis nie. Kennis waarvan? Eerstens van God se wonderlike, fantastiese liefde. Tweedens van 'n persoonlike verhouding met die Here. En derdens van die vyand se aanslag op sy mense. Jy sien, ek moet dit ook leer. As ek 'n koning vir God wil wees, moet ek ook leer van die vyand se aanslag op die mense rondom my. Want 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11 sê, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne, in die Griekse woord vir planne daar is noema, dit beteken doelstellings, gedagtes of persepsies, want ons is met sy planne nie onbekend nie. So hoe kan ek as koning vir God hier op aarde nie met Satan se planne onbekend wees as ek nie uitvind hoe werk hy nie? So net so, daarvoor het ek wysheid en kennis nodig, om uit te vind hoe werk die vyand, om uit te vind hoe werk die Here. Wat jy sien, as ek wysheid en kennis het van hoe die Here werk, en ek het kennis van hoe die Satan werk, en ek weet hierdie ene is die een wat my die autoriteit oor hierdie ene gee, dan weet ek om hierdie ene te hanteer. Maar daarvoor het ek God se wysheid en sy kennis nodig, goddelike wysheid, goddelike kennis. Wat sou dan nou die waarde wees
van wêreldse wysheid en kennis. Heg die Bybel, heg God enige waarde aan wêreldse wysheid en kennis. Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 27. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, met ander nie baie slim na die vlees nie baie magtig is nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Kyk mooi, baie duidelik in hierdie teksverse sien ek dat die Here sê, hy het die wysheid van die wêreld dwaas gemaak. En omdat die wêreld in hulle slimmigheid en in hulle wysheid nie die dinge van die Here wou aanvaar nie, het hy deur die dwaasheid van die prediking die gered wat sou glo. Nou is die vraag, my vriend en my vriendin, is jy nog besig met wêreldse wysheid? Is dit nog vir jou uiters belangrik om hierdie vreeslike groot algemene kennis te hê oor wêreldse dinge? Of het jy al begin besef, maar weet jy wat, om kennis hiervan te hê is baie belangriker as 'n algemene kennis van wêreldse dinge. Ja, dit is goed om die algemene kennis van die wêreldse dinge te hê, maar dit moet ondergeskik wees aan hierdie kennis. Want as jy jou wêreldse kennis bo op hierdie neersit, is jy op die verkeerde plek. As jy nie die wêreldse kennis begin eenkant sit terwille van God se kennis nie, gaan jy begin agterkom jy mis dalk iets. En so is baie mense so besig met, maar ek het 'n graad in dit en ek het 'n graad in dat en ek het 'n graad in hierdie en ek het 'n graad in daai. Dink jy dis vir God belangrik as jy na hierdie teksverse kyk? As jy my nie glo nie, lees weer hierdie teksverse wat ek nou vir jou aangehaal het van 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 27 en vra vir die Heilige Gees om met jou te praat daaroor. Want jy sien, dit gaan nie oor wêreldse kennis nie, dit gaan nie oor wêreldse wysheid nie, dit gaan oor goddelike wysheid, dit gaan oor goddelike kennis. En ons lees verder in 1 Korintiërs 2, vers 11 tot 16, baie duidelik, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, sien jy? Ons het nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. So dit beteken baie duidelik, dat as ek met menslike wysheid besig is, gaan ek nie geestelike dinge met geestelike vergelyk nie. So ek kan nie appels met pere vergelyk nie, ek moet appels met appels vergelyk, maar kom ons lees verder. Maar die natuurlike mens, dis die mens met kopkennis, die ou wat net die wêreldse wysheid en die wêreldse kennis en die wêreldse grade en goed wil hê. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig? Maar ons het die sin, die Griekse woord daarvoor sin is nous, dit beteken intellek, gedagtes of verstand van Christus. Jy sien, soos ons die gees van die Here in ons het, het ons die sin, die gedagtes, die verstand van Christus, the mind of Christ, sê die Engelse Bybel. Maar die natuurlike mens, hy wat so gesteld is op sy aardse grade en sy aardse wysheid en sy aardse kennis, raai wat,
Hy verstaan nie hierdie dinge nie. Hy verstaan nie hierdie dinge van die woord nie. Dis vir hom dwaasheid, want hy probeer geestelike dinge met die siel beredeneer. Jy sien, nou jou siel is jou wil, jou intellek en jou emosies. Nou sodra ek geestelike dinge, met die sielsdimensie probeer beredeneer, gaan ek nie by die antwoorde uitkom nie, want nou is ek besig om appels met pere te vergelyk. Eers as ek geestelike dinge met geestelike vergelyk, dan begin ek die deurbrake kry, wat die Here wil hê ons moet hê. Maar ons moet weet, om te kan sê, maar ek is 'n verskriklike slim mens, 'n verskriklike wyse mens in die wêreld. As ek na hierdie teksverse kyk wat ons tot dusver gelees het, lyk dit nie vir my of dit baie belangrik is vir God nie. En ek dink altyd, as ek nie mis het nie, is dit om Angus Buchan wat altyd sê, hy het geen graad behalwe 'n ruggraat nie. En hy het in die skool van die lewe geleer. Jy sien, van so baie mense sê, ja, maar wat 'n teologiese opleiding het jy? Waar in hierdie boek staan al dat jy moet teologiese opleiding hê? As jy vir my die teksvers kan wys in hierdie boek het vir jou sê, jy moet teologiese opleiding hê om hierdie boek te lees, sal ek sê is reg. Maar jy sien, ek het in hierdie boek gelees in Lukas 10 vers 21, dat Jesus by geleentheid het uitgejubel het en het gesê, Vader, ek loof U omdat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan die kindertjies openbaar gemaak het. So ja, jy moet 'n kindertjie wees vir Jesus. Jy moet soos klein kindertjies hierdie boek lees, dan gaan jy dit verstaan. As jy 'n te wyse en verstandige mens in die wêreld se oë is, gaan dit vir jou verberg wees, jy sien. En die vraag is, waar staan jy? Gaan jy hierdie geestelike wysheid jou eie al begin maak, of is dit nog vir jou dwaasheid? Dink jy nog, jy het al die wêreldse kennis, jy weet alles waaroor dit gaan, intussen weet jy dalk niks nie. Kom ons lees verder in Johannes 16 vers 13 en 14. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dis natuurlik die Heilige Gees, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Kyk mooi, as jy jou deur die Heilige Gees laat lei, as jy in 'n verhouding is met Jesus Christus en die Heilige Gees van God in jou woon, want die Bybel sê, onthou, jou liggaam is nou 'n tempel van die Heilige Gees, raai wat, hy sal jou in die volle waarheid lei. Die Heilige Gees gaan jou nie net in gedeeltetjies van die waarheid lei nie. Hy gaan jou in die volle waarheid lei. As jy net bereid is om jou kop uit die pad uit te kry en te sê, Here, ek wil nie meer redeneer oor hierdie goed soos wat die wêreld redeneer nie. Ek wil dit in my gees ontvang en ek vra dat die Heilige Gees saam met my gees sal getuig dat ek 'n kind van God is. Romeine 8 vers 16 sê, die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons 'n kind van God is. Want onthou, die mens bestaan uit 3 dele, 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. En voordat ek dit nie my eie maak en besef, maar weet jy wat, ek moet in gees met God kommunikeer nie, gaan ek heeltyd in siel probeer kommunikeer, en met die siel kan ek nie met God kommunikeer, met my wil, my intellek en my emosies nie. Ek kan dit slegs in gees doen. Hoekom? Want Johannes 4 vers 23 en 24 sê, God is gees, en die wat hom wil aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. En Spreuke 8 vers 17 sê, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek, sal my vind. Het jy God lief? Het jy al hom gevind? Het jy hom al aangeneem in jou lewe? Want as jy dit nog nie gedoen het nie, sal ons aan die einde van hierdie DVD 'n gebed vir jou wys, wat jy kan bid om ook Jesus Christus in jou lewe aan te neem, sodat jy ook in hierdie intieme verhouding met hom kan wandel en saam met hom kan lewe. En dan gaan jy begin agterkom, wow, maar ek het nuwe kennis wat ek begin leer, goddelike kennis, goddelike wysheid wat ek begin opdoen. Ek lees ook een keer, in John G. Lake het 'n ding geskryf, hy was die stigter van die AGS in Suid-Afrika. Hy het gesê, men come in the name of science. Naturally, there is a certain reverence for knowledge, but don't you be fooled. Just because somebody comes along with the light of worldly knowledge, no matter how minute and wonderful it may seem, the knowledge he has is worldly. The knowledge you have is heavenly. The knowledge that his soul possesses is material. The knowledge that your soul possesses is divinely spiritual. Bless God. It comes from the heart of the Son of God. Is jy nog besig met, ek glo in die wetenskap, ek glo in die natuur, ek glo in al hierdie ander goeders, of glo jy al in God? Glo jy al in die kennis wat God vir jou wil gee uit sy woord uit? Het jy dit al jou eie gemaak? Het jy al gekies om in geestelike wysheid te lewe en te wandel? Nou waar sou geestelike wysheid dan nou vandaan kom? Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. In Spreuke 8 vers 22 leer ons dat goddelike wysheid is die heel eerste ding wat God ooit geskaap het. Waar kom ek daaraan? Lees saam met my. Wysheid is aan die woord. As jy Spreuke 8 gaan lees, dan sê jy sien is wysheid wat spreek, dan sê hy of sy,
die Here het my, dis wysheid, berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af. Hoekom? Want Spreuke 3 vers 19 en 20 sê, die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel. Deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedrup. So uit die aard van die saak, moes hy dan nou juis wysheid eers te skape, om dan in daardie wysheid alles verder te kan skep en te kan vorm. In Spreuke 1 vers 7 sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. Die King James sê, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Die beginsel van wat se kennis? Die beginsel van wysheid, geestelike wysheid en geestelike kennis. Want jy sien, as ek in die vrees van die Here begin lewe, gaan ek agterkom, ek gaan al hoe meer kennis begin opdoen van wie God is. Ek het groot geword met hierdie siening dat die vrees van die Here beteken om so bang te wees vir God, dat ek nie naby God wil kom nie. Nee mense, dis nie waaroor hierdie vrees gaan nie. Daardie vrees is van Satan af, die vrees wat gehad het, ons moet wegbly van God af. Nee, die vrees van die Here is iets heeltemal anders. Maar kom ons sê, kyk wat sê 2 Timoteus 1 vers 7 vir ons, oor die ander vrees. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Engelse Bybel sê, God hath not given us a spirit of fear. En 1 Johannes 4 vers 18 en 19 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Daar is hy nou. So, die vrees van die Here beteken nie om bang te wees vir God nie, want as ek lief is vir God, dryf dit die vrees na buite. Nou wat is hierdie vrees van die Here dan nou? Sien, want dis dan nou nie dit wat ek nog altyd gedog het nie. Ek het regtig gedog, die vrees van die Here beteken om so bang te wees vir God, jy moet net nie naby hom kom nie. Want dis presies wat Satan wou gehad het, ek moet glo. Sien, want ek het nie geweet dat die vrees van die Here is die beginsel van alle kennis nie. Maar kom ons lees verder in Spreuke 2 vers 1 tot 12. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. So baie duidelik, hierdie teksvers verwys nie na wêreldse wysheid nie. Hierdie teksvers verwys nie na wêreldse verstand nie, wêreldse insig nie. Dit verwys na geestelike, goddelike verstand, wysheid, insig, kennis. Dan gaan ons verder, want die Here gee wysheid. Uit sy mond kom kennis en verstand. En hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom en kennis vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak, om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek. Oh wow, jy sien, as ek hierdie wysheid van God begin ontvang, as ek in die vrees van die Here begin lewe, gaan ek begin agterkom, ek begin in goddelike wysheid lewe, ek begin goddelike kennis opdoen, ek begin goddelike verstand en insig kry in die dinge van die woord, wat maak dat ek wegbeweeg van die verkeerde dinge af, wat maak dat ek wegdraai van slegte vriende af, van slegte invloede af. Hoekom? Want ek begin al hoe meer leer wie is die Here. Ek begin al hoe meer kennis kry van wie hy is, en hoe meer kennis ek kry oor wie hy is, hoe meer eerbied, respek, ontzag en liefde kry ek vir hom. En hoe meer eerbied, respek, ontzag en liefde ek vir hom kry, hoe meer wil ek van hom leer. En hoe meer ek van hom leer, hoe meer wil ek soos hy wees. En hoe meer ek soos hy word, hoe meer eerbied, respek, ontzag en liefde kry ek vir hom. En so gaan dit aan en aan en aan. En ek word al hoe dieper ingetrek in 'n goddelike verhouding met die skepper van die hemel en aarde in. Want hy gee vir my daardie wysheid, maar hy gaan my net daardie wysheid gee as ek in 'n intieme verhouding met hom is, as ek hom aangeneem het as my redder, my saligmaker, my verlosser. Hy gaan dit nie andersins vir my gee nie. Want hoekom sal hy vir my wysheid en kennis gee, geestelike wysheid en kennis, as hy weet ek gaan dit onder my voete vertrap, as hy weet ek gaan dit op wêreldse maniere probeer beredeneer en beargumenteer?
Nee, hy kan net vir my daardie wysheid en kennis gee as ek werklik in 'n verhouding met hom loop en begin sê, Here, leer my meer uit die woord uit. Ek wil meer soos Jesus wees. Ek wil meer van U weet, Here. Ek wil al hoe meer in die vrees van die Here wandel. Nou ek sien ook in Spreuke 8 vers 32 en 33 goddelike wysheid spreek. Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Jy sien, ons moet ook luister as die Here ons vermaan. Ons moet luister as die Here ons tug, as hy ons opvoed, as hy ons rig, as hy ons lei, en dit sal ons wys maak. Want as ons weier om te luister, as ek nie wil hoor as ek vermaan word nie, as ek nie wil hoor as ek bietjie aangespreek word nie, raai wat, ek gaan nie wys word nie. Want die Bybel sê, as jy met die wyses omgaan, sal jy wys word. As jy met die dwaases omgaan, sal jy dwaas word. Met ander woorde, jy word soos jou vriende. Die Bybel sê dit. En jy gaan kies of jy al hoe meer soos Jesus wil word en of jy al hoe meer soos die duiwel wil word. Dis die enigste keuse wat jy het. Watter kant toe wil jy beweeg? Maar jy gaan 'n keuse moet maak voor God. Lukas 11 vers 13 sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? So, wat moet ek doen? Ek moet vir die Vader vra, Here, gee my U Heilige Gees asseblief. Vervul my met U Heilige Gees asseblief. Want ek weet mos nou Johannes 16 vers 13 en 14 het gesê, die Heilige Gees sal my in die hele waarheid lei. So Here, ek vra dat U vir my die Heilige Gees sal gee, sodat ek in die volle waarheid kan begin inbeweeg, nie net in gedeeltetjies van die waarheid nie, dat ek al hoe meer 'n honger kan kry vir die woord, dat ek die Bybel kan begin lees op totaal nuwe maniere, dat die Gees dit vir my sal openbaar, wat dit vir my beteken, hoe ek dit moet lewe, hoe ek dit prakties moet toepas in my lewe, in my huwelik, my finansies, my verhouding met my kinders en so meer en so meer. 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6 sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Daar's hy weer. Ek en jy kan hierdie Bybel lees met wêreldse kennis, met wêreldse oë, met wêreldse verstand, en raai wat, dit gaan dooie letters bly. Wanneer word dit lewend in my hart? Wanneer ek hierdie boek begin lees, wanneer my gees, wat opgewek word deur die Heilige Gees van God, dit in die Gees begin lees. Wanneer ek geestelike dinge met geestelike begin vergelyk, as ek dit begin doen, dan eers gaan ek verstaan wat hier aangaan. Voor dan gaan ek nie verstaan nie. En dan gaan dit vir my dooie letters wees. Voel dit vir jou ook nog of die Bybel dooie letters is as jy dit lees? Dalk is dit tyd om vir die Here te vra om jou gees aan te skakel, dat jy nie 'n sluimerende gees kan hê nie, dat jou gees wat dalk gelê en slaap het, opstaan en wakker word en begin hoor wat die Gees van God vir jou gees sê, en dat jy hierdie honger gaan hê om al hoe meer te lewe soos God. Daar op die skerm wys ek nou Romeine 8 vers 16 vir jou. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Kyk mooi. Die Gees getuig nie saam met ons siel, ons wil, ons intellek, ons menslike kennis dat ons kinders van God is nie. Menslike kennis kan dit nooit verstaan nie. Mense, ek was 36 jaar oud, 12 jaar gelede toe ek tot bekering gekom het. Ek was op daardie stadium voor dit vir 10 jaar lank 'n prokureur gewees, en ek het oor alles geredeneer. Ek het oor God geredeneer, ek het oor die Bybel geredeneer, en ek was vreeslik slim in myself. Want ek was heeltyd besig in my siel, in my wil, my intellek en my emosies. En ek het geestelike dinge probeer vergelyk op wêreldse maniere, en raai wat, ek het soos 'n passer gemaak, al in die ronde, al in die ronde, al in die ronde, al in die ronde. Dit het my niks gehelp nie. Tot die dag wat ek 12 jaar terug die Here Jesus persoonlik ontmoet het, en die waarheid van hierdie geestelike dinge in my hart ontplof het, en ek vir hom gevra het, Here, vat net my kop so bietjie uit die pad uit, dat ek ophou redeneer. Maar Here, ek wil hierdie dinge nou in my hart, in my gees begin ontvang, sodat ek kan verstaan, en sodat ek geestelike dinge met geestelike kan begin vergelyk. En vandat ek dit begin doen het, vandat ek dit vir die Here gevra het, en hy sy Heilige Gees vir my gegee het, verstaan ek die dinge van die woord. Dit is nie meer vir my moeilik nie. Dit is maklik om daarvolgens te lewe, want 1 Johannes 5 vers 3 sê ook, my gebooie is nie swaar nie. En dis wat ons moet begin besef. Maar ons lees ook in 1 Johannes 5 vers 18 en 19, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die boosheid geen vat op hom nie.
Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Nou dis nou interessant. Die hele wêreld lê in die mag van die bose. Sluit dit dalk ons universiteite in? Sluit dit dalk ons skole in? Daar waar hulle kinders vandag net wil leer van evolusie en nie van God nie? Daar op universiteite waar hulle die kinders wil leer van filosofie, van die New Age, van ander gelowe wat nie van God af is nie? Ja, want die hele wêreld lê in die mag van die bose. Maar as ek myself bewaar, dan sal die bose geen vat op my kry nie. Hoe kan ek myself bewaar? Deur slegs seker te maak dat ek en my kinders 'n intieme verhouding het met God en dat sy Heilige Gees, die waarheid van die Gees van God in my gees begin openbaar, dan kan ek myself bewaar. Ek sal nie sondig nie, want die Gees gaan my lei om nie die verkeerde keuses te maak nie. Ek gaan nie die verkeerde goed doen nie, want ek gaan geestelike dinge met geestelike vergelyk en ek gaan nie saamgaan met die wêreldse argumente nie. Ek gaan nie saamgaan met die wêreldse sisteme nie. Ek gaan nie saamgaan met die wêreldse kennis en die wêreldse insig nie, want dit maak nie meer vir my saak nie. Dis nie meer vir my belangrik nie, dis nie meer waaroor dit gaan nie, want daar's 'n ewigheid wat voorlê saam met Jesus Christus, en as ek nie kennis het oor wie God is nie, en as ek nie in die vrees van die Here wandel nie, het ek 'n probleem in alle ewigheid in. Die vraag is, wat kies jy? Kies jy nog vir wêreldse kennis, wêrelds? Ek sê nie vir een oomblik vir jou, jy moenie gaan leer, of jy moenie vir jouself 'n kwalifikasie gaan kry nie. Dis nie wat ek vir jou probeer sê nie. Ek probeer vir jou sê, wat is vir jou die belangrikste? Daardie wêreldse kwalifikasie, of dit wat God vir jou sê? Solank dit wat God vir jou sê, bokant jou wêreldse kwalifikasie is, prys die Here. Maar die oomblik wat jy dit begin doen, wat jy jou wêreldse kwalifikasie bokant God se woord begin plaas, dan het ek 'n probleem, en dan het jy ook 'n probleem, en dit kan dalk 'n ewige probleem wees. Vriende, ek en jy moenie trots en hoogmoedig wees nie, want jy sien, geestelike wysheid, geestelike insig, geestelike kennis, leer ons dat ons moet nederig wees, soos wat Jesus nederig was. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel in Spreuke 3 vers 7 en 8. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here, daar's ons alweer, en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. So, as ek nie wys is in my eie oë nie, ek is so slim. Weet julle, ek weet daarom, maar ek is baie intelligent. Weet jy wat? Dit gaan jou niks help nie. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Want jy sien, as ek in die vrees van die Here wandel, gaan ek al hoe meer soos hy word. As ek al hoe meer soos hy word, gaan ek al hoe meer afwyk van die kwaad af. Ek gaan nie meer die verkeerde goeders wil doen nie. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek kry baie mense wat sê, weet jy wat, dit voel net of ek nie deurbrake in my lewe kry nie, dit voel net of ek nie vorentoe gaan in die lewe nie. Dan sê ek, broer, wat veroorsaak dit? Nee, dit is seker die duiwel wat dit doen, want jy weet maar, want ek is tog so goeie oukie, en ek doen niks verkeerd nie, en ek het dit, en ek het dat, en sê ek, wacht so bietjie, ek hoor bietjie baie ek. En ek weet, my Bybel sê, God weerstaan die hoogmoediges. Is dit dalk nie die duiwel, wat hierdie goed op jou laat afkom nie, maar is dit dalk die Here wat jou weerstaan, omdat jy so hoogmoedig is oor wie jy is, en hoeveel grade jy het, en wie jy is, en hoeveel titels jy dalk dra. Jy sê, maar het gaan oor, ken jy die Here? En sê mense, ja, ek ken die Here. Maar as 'n ander teksvers in die Bybel wat sê, hy word deur God geken. Nou is die vraag, ken die Here jou? Want onthou jy daardie gelykenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde? Gaan daar 'n deur eendag voor die gesig van die 5 onverstandige maagde toegemaak word, en die bruidegom, Jesus Christus, gaan vir hulle sê, ek ken jou nie. So ja, is goed om te sê, jy ken die Here, maar kom ek vra jy die vraag, ken die Here jou? Is jy al hoe meer in die vrees van die Here? Het jy al gedeel met jou trots en hoogmoed? Of is jy dankbaar teenoor die Here dat hy jou bekwaam gemaak het? Onthou jy net nou, het ons na 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6 gekyk wat sê, ons kan niks uit onsself uit bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God uit. So gee jy vir God die eer en die erkenning vir die feit dat hy jou gehelp studeer het, jou wysheid en insig gegee het om daardie kwalifikasie te verwerf, of vat jy die eer en erkenning net vir jouself? Sê jy vir die Here, dankie vir die bekwaamheid wat hy vir jou gegee het, of vat jy daai eer net vir jouself? Want onthou, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy die genade. Spreuke 16 vers 6 sê, deur liefde en trou word die skuld versoen,
En deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Daar is hy weer. As ek in die vrees van die Here wandel, gaan ek afwyk van die kwaad af. Hoekom? Want mense, as ek geestelike, goddelike wysheid en insig begin opdoen uit die woord uit, deur die Heilige Gees in my hart geopenbaar, van wie God is en hoe hy wil hê ek moet lewe, gaan ek al hoe meer afwyk van die kwaad af. Gaan ek al hoe meer begin sonde doen. Gaan ek klaar maak met my sondes, want ek doen dit nou in sy krag en in sy naam, op sy manier, nie meer op my manier nie, nie meer op die wêreldse manier nie, want ek soek nie meer die guns van mense nie. Galasiërs 1:10 sê, soek ek dan nou die guns van God, of soek ek die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. So ek en jy moet op 'n daaglikse basis bepaal, wie se guns soek ons? Soek ons die guns van God, of is ons people pleasers, of is ons God pleasers? En dis 'n antwoord wat jy alleen voor God moet gaan uitklaar. Wie se guns soek jy elke dag? Spreuke 4, vers 5 tot 9 sê, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Wat moet ek lief kry? Wysheid en insig. Wat is wysheid en insig? Wêreldse? Geestelike wysheid en insig. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Die beginsel van die wysheid is, verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike kraans gee vir jou hoof. Dit sal jou 'n suurlike kroon verskaf. Wysheid en kennis, geestelike wysheid en kennis, gaan jou bewaak, jou bewaar, want dit gaan maak dat jy afwyk van die kwaad af. Dit gaan maak dat jy al hoe nader aan God kom. Dit gaan soos 'n skild om jou wees. Dit gaan soos 'n kraans en soos 'n kroon op jou kop wees. Watter wysheid en kennis jaag jy na, my vriend? Wêreldse wysheid, wêreldse kennis, of God se wysheid en kennis? Want ek lees ook in Jakobus 4 vers 10, daar staan, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Daar is so baie mense wat hulle self probeer verhoog, wat hulle self oral probeer indruk en sê, maar ek wil daar wees, want jy weet, ek is so en so, hoe durf hulle my nie uitnooi na hierdie partytjie toe nie, en hoe durf hulle my nie uitnooi na daardie funksie toe nie, want ek is meneer so en ek is mevrou so en ek is hierdie en ek is, as ons alweer. Onthou, ons het met 2-3 eenhede te doen. We have the Holy Trinity, that's the Father, the Son and the Holy Spirit, and then we have the unholy Trinity, that's me, myself and I. So waarmee is jy nog besig, my vriend en my vriendin? Is jy besig met Vader, Son en Holy Spirit? Of is jy besig met me, myself and I? Ons het ook 'n DVD op die mark, 2 DVD's uitgebring, 'n geloofsgroei omnibus, is hoe groei ek in my geloof? Die eerste ding is ek moet Jesus Christus aanneem, die tweede ding is ek moet sterf aan myself. Waar is jy op hierdie stadium rondom jou geloofslewe? Is dit nog alles oor jou? Verneder jy jou voor God sodat hy jou kan verhoog, of probeer jy jouself verhoog deur dit wat jy het, dit wat jy bereik het in jou krag? Want dit is nie jou krag nie, want God het jou bekwaam gemaak. Gee vir God die eer of nie? Spreuke 4 vers 10 tot 12 sê, hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree. As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Maar neem baie duidelik kennis dat jy geroep word deur daardie goddelike wysheid, en jy moet kies of jy op daardie roepstem gaan reageer of nie. Kom ons lees Spreuke 8 vers 1 tot 4. Roep die wysheid nie, en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Punt 1, op die top van die hoogtes langs die weg. Punt 2, op die kruispunt van die paaie staan sy. Punt 3, aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad. Punt 4, by die ingang van die deure roep sy hardop. Ek roep na julle manne, en my stem is tot die mense kinders, met oudere mans en vrouens. Maar kyk mooi, waar roep die wysheid? Punt 1, op die top van die hoogtes langs die weg. Dis daar waar almal dit kan sien. Dit is duidelik beskikbaar vir almal wat op daardie pad beweeg. Daardie goddelike wysheid is dus in hierdie oomblik ook duidelik beskikbaar vir jou. Maak nie saak op watter weg jy jou tans bevind nie. Het sy as getroue kerkganger, maar wat nog geen kennis het van die geestelike nie? Het sy as iemand wat Jesus Christus nog nooit in sy lewe aangeneem het nie? Dis ook vir jou beskikbaar. Gaan jy dit vat of gaan jy nie? Punt 2, verder roep die wysheid op die kruispunt van die paaie. Met ander woorde, by die plek waar 'n besluit gemaak moet word oor watter pad om verder te volg.
En as jy tot dusver nog nie 'n besluit gemaak het om weg te draai van menslike wysheid en kennis na geestelike, goddelike wysheid en kennis nie, en 'n lewe gelei deur daardie goddelike wysheid nie, moet jy besef, jy is in hierdie oomblik ook by daardie kruispunt in jou lewe. Kyk verder, waar staan die wysheid? Punt 3, aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad. Punt 4, by die ingang van die deure. Met ander woorde, by die in- en uitgange van ons lewens. Daar waar ons moet kies of ons by daardie spesifieke plek wil ingaan of nie. Jy is dalk vandag self by 'n uitgang uit menslike wysheid en kennis uit, en by die ingang na goddelike wysheid en kennis in, afhangende van wat jy kies. Jy sien, wil jy aangaan om net soos die wêreld te wees? Wil jy aangaan om net die wêreld te probeer beïndruk heeltyd met wie jy is en wat jy bereik het? Jakobus 4 vers 4 sê ook, weet julle dan nie, dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Wie se vriend wil jy wees? Maar kom ons lees ook wat sy Spreuke 3 vers 13 tot 15. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het. Wat 'n wysheid? Geestelike wysheid. En die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale, en al jou kleinnode kan daar nie mee vergelyk word nie. My vriende en vriendin, jy kan nie hierdie wysheid en hierdie verstand en insig wat God vir jou gee, met geld koop nie. Jy kan dit nie gaan vergelyk met al die skatte van die wêreld nie, want dit is 'n bonatuurlike, goddelike wysheid, goddelike kennis, goddelike skatte wat hy vir jou gee. En gelukkig is jy dit gevind het. Spreuke 8 vers 10 tot 13 sê, neem my tug aan en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud, want wysheid is beter as korale, en al die kleinnode kan daar nie mee vergelyk word nie. Ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek, daar sê weer. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoekom? Want as ek al hoe meer in die vrees van die Here wandel, en ek kry al hoe meer geestelike kennis, geestelike wysheid, geestelike insig, geestelike verstand, oor wie hy is, wat hy van my verwag, hoe hy wil ek moet lewe, raai wat, dan gaan ek ook haat wat sleg is. Ek gaan wegbly van die dinge wat sleg is. Hoekom? Want ek is besig om geestelike dinge nou met geestelike te beoordeel, en nie meer om geestelike dinge met wêreldse dinge te beoordeel, of met sielkundige dinge te beoordeel nie, maar die geestelike met die geestelike te vergelyk. Spreuke 9 vers 1 tot 6 sê, die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Sy het haar diensmeisies uitgestuur, sy nooi uit op die hange van die stadshoogtes. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. Wie verstandeloos is, vir hom sê sy, kom eet julle van my brood en drink van die wyn wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe, en betree die weg van verstand. Interessant, né? Juist die eenvoudiges, die verstandeloses. Ja, juist hulle word uitgenooi na hierdie goddelike wysheid en verstand toe. Hoekom juist hulle? Want daardie mense wat hulle self as wys ag in hulle eie oë, wat trots en hoogmoedig is, kan nie hierdie dinge van die geestelike lewe ervaar of verstaan nie. Lees gerus Lukas 10 vers 21 en 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 14 weer vir jouself. Vir hulle bly dit dwaasheid. Maar wanneer die eenvoudiges hulle menslike eenvoudigheid laat staan, geestelike kennis begin opdoen en die weg van verstand betree, gebeur daar wonderlike dinge in hulle lewens wat almal kan raak sien. Maar dan moet ek vir God die eer gee, sien? Nie meer van myself die eer vat nie. Dit moet alles oor God gaan. Kyk wat het byvoorbeeld met koning Nebukadneser gebeur in Daniël 4 vers 29 tot 36. Terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Vir wie gee hy die eer? Net vir homself. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel, koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees, totdat wat? Totdat jy erken
dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan. En na verloop van tyd, nou praat koning Nebukadneser self, na verloop van tyd het ek Nebukadneser my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer en ek het die allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer. Wie gee hy nou die eer? Nou gee hy vir God die eer. Nou vat hy nie meer die eer vir homself nie. Wie sy heerskappy 'n ewige mag en wie sy koningskap van geslag tot geslag is. In die tyd het my verstand aan my teruggekeer en wat die eer van my koningskap betref, ek is in my koningskap herstel en buitengewone grootheid is my toegevoeg. Vriende en vriendin, is jy dalk nog soos koning Nebukadneser? Loop jy nog in jou besigheid rond en in jou huis rond en sê maar, is dit nie die besigheid wat ek opgebou het met my bekwaamheid en my krag en my wysheid en my verstand? Of gee jy al vir God die eer om te sê, Here, dankie vir hierdie besigheid. Here, dankie dat ek weet, U het my bekwaam gemaak om hierdie besigheid te doen. Dankie Here dat ek my antwoorde as ons 'n besluit moet neem aan die firma, dat ek na die Bybel toe kan gaan en sê, U woord sê, as ek wysheid kort kom, U gee dit sonder voorbou. So Vader, ek vra vir wysheid om die regte besluite te neem. Dankie Here dat hierdie besigheid aan U behoort. Wie gee jy die eer? Want jy sien, as jy vir jouself die eer gee, kan daar dalk 'n dag wees wat jy soos koning Nebukadneser uitgestoot word uit die mensdom uit, wat jy ook alles verloor wat jy gehad het. En dan, gaan jy dan 'n sneller trek, of gaan jy dan ook jou oë na die hemel toe ophef, en sodat jou verstand na jou kan terugkeer en jy vir God die eer kan begin gee? Handelinge 4 vers 13. Petrus en Johannes verskyn voor die Joodse raad. Die Joodse raad was die teoloë van hulle tyd, die fariseërs en die skrifgeleerdes. En daar staan en toe hulle, dis nou die Joodse raad, die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Daar sê nou, jy sien, jy hoef nie 'n slim en 'n geleerde mens, 'n man met 'n klomp grade te wees, om as 'n metgesel van Jesus herken te word nie. Jy sien, dis my meer belangrik om as 'n metgesel van Jesus herken te word, as om al hierdie verskriklike titels en name en goeders te hê, wat sodat mense my kan eer, en mense my kan ophef op 'n pedestal. Nee, weet jy wat, is my lekkerder om 'n ongeleerde mens en 'n eenvoudige mens te wees, sodat ek as metgesel van Jesus herken kan word. Baie mense vra vir my, Tiaan, wat se teologiese geleerdheid het jy? Wat hierdie DVD's wat jy opneem, of hierdie boeke wat jy geskryf het? 0, geen. Ek het geen teologiese geleerdheid nie. So as jy wonder, jy kan dit maar vir jou vriende gaan sê, ek het geen teologiese geleerdheid nie. Ek het hierdie boek begin lees, om prakties begin toepas op my lewe 12 jaar gelede, en wat ek het begin doen, het werk dit in my huwelik. Al hierdie goeders wat ons op ons DVD's sê, wat ek in my boeke geskryf het, kom uit die woord van God uit, kom uit die hart van God uit, en ons lewe daarvolgens, en het werk in ons lewens. Maar jy sien, ek weet, ek is nie 'n slim en geleerde mens nie. Ek is nie 'n wyse en verstandige mens in my eie kop nie. Ek wil bloot 'n metgesel van Jesus Christus wees. Die vraag is, wie wil jy wees? Wie se metgesel wil jy wees? Die wêreldsinne of Jesus sinne? Die volgende vraag wat ons nou moet antwoord is, wat doen ons nou met hierdie wysheid en hierdie kennis wat ons by die Here kry? Hoe moet ons daarmee omgaan? Kom ons lees Spreuke 10 vers 14. Die wyse lê kennis weg, maar die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. So jy sien, as ek hierdie wysheid van die Here ontvang, loop ek dit nie sommer net in uitstrooi nie. Ek lê kennis weg. Maar jy sien, die dwaas is gaan en hy vertel vir almal hierdie goeders. Nou sê die Bybel ook, moenie jou parels voor die varke gooi nie. So ek moet ook leer, wanneer moet ek 'n wyse woord spreek, wanneer kan ek hierdie geestelike woord spreek, maar dit help nie om geestelike dinge met mense te gaan bespreek wat nog wêrelds redeneer nie. Jy moet daar bid vir wysheid oor hoe om dit aan hulle oor te dra, sodat die Gees hulle kan oortuig. Maar jy sien, dit kan help nie dat jy vlieg onder mense in wat geen geestelike kennis het, en jy probeer vir hulle verduidelik hoe werk die Gees van God, maar hulle het nog nie die basiese beginsels daarvan verstaan nie. Daarom lê die wyse kennis weg. Spreuke 22 vers 17 tot 18 sê, gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne, en let op my kennis, want dit is lieflik as jy dit in jou binneste bewaar, mag hulle tesame gereed lê op jou lippe. So daar sê weer, as ek hierdie wysheid en hierdie insig en hierdie kennis in my binneste bewaar, raai wat, dit lê ook gereed op my lippe. So wanneer iemand vir my iets vra, en
dit is nodig dat ek 'n wyse woord moet spreek of 'n woord van kennis uit die Bybel uit, dan is dit gereed op my lippe, maar intussen bewaar ek dit hier binne, want dit is lieflik om dit te hê, dit is lekker om dit te hê, en om te weet, dit is heeltyd gereed, dit is heeltyd daar, maar jy het ook die wysheid om te weet, wanneer moet jy dit uitbring? Jy het ook die kennis van die Gees, om te weet, wanneer moet jy daardie woord spreek, nie sommer net oral invlieg, en vir allerhande goed probeer verduidelik, wat hulle nog nie kan verstaan nie. Daarom moet jy vir die Gees vra, Here, dat ek 'n woord van wysheid op sy tyd sal spreek in hierdie suster van my se hart in, of in hierdie broer van my se lewe in, en die Here sal jou lei rondom dit. Spreuke 11 vers 9 sê, deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered. Jy sien, jy kan roekeloos omgaan met jou mond en allerhande goeders gaan sê, maar as jy daardie kennis hier in jou hart bewaar, raai wat, die regverdige word daardeur gered, want jy weet wanneer om hierdie goddelike kennis met mense te deel, wanneer om hierdie geestelike wysheid en insig uit te deel daar buite. Spreuke 10 vers 1 sê, 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Spreuke 13 vers 1 sê, 'n wyse seun luister na die tug van die vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. So, is jy 'n wyse seun? Is jy 'n wyse man? Of is jy 'n spotter, wat nie na berisping luister nie? Is jy 'n bekommernis vir jou moeder? Of begin jy al in hierdie goddelike, geestelike wysheid lewe, dat jou ma en jou pa kan sê, weet jy wat, ek is trots op my seun, ek is trots op my dogter, wat in God se paaie begin wandel en begin doen wat die Here wil hê hulle moet doen. Spreuke 29 vers 3 sê, 'n man wat die wysheid liefhet, verbly sy vader, maar hy wat met hoere omgaan, bring die goed deur. Spreuke 8 vers 36 sê, hy wat my mis, nou dis weer wysheid wat spreek daar, hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. So, met wie gaan jy om? Het jy die wysheid lief, of benadeel jy jou eie lewe? Jaag jy die dood na, sonde, ongeregtigheid, hoerery, al hierdie goeders, of jaag jy na die waarheid van die woord? Jaag jy na om te lewe volgens wat hier staan, en te doen wat God wil jy moet doen, want dis dan wanneer jy gaan begin sien, dis lekker om die wysheid lief te hê, dis lekker om hierdie geestelike wysheid, hierdie geestelike kennis en insig oor die woord van God te kan hê. Ek, as gewone, eenvoudige, ongeleerde mens, kan 'n metgesel van Jesus wees, kan deur sy Heilige Gees gelei word, kan deur sy Heilige Gees geleer word, eenvoudige mens. Hoef nie geleerd te wees nie, hoef nie slim te wees nie, hoef nie geletterd te wees nie, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Spreuke 13 vers 20, hier is die vers wat ek net nou aangehaal het, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. So daar is die teksvers wat vir jou sê, jy word soos jou vriende. As jy met die wyses gaan omgaan, gaan jy wys word. As jy met die dwaases gaan verkeer, gaan jy versleg. Dis jou keuse. En wat gaan jy eendag vir God sê as jy voor sy troon staan en hy sê, my kind, ek wou so graag gehad het jy moet saam met jou wyse vriende, vriende wat my gedien het, vriende wat saam met my die pad geloop het, ek wou so graag gehad het jy moet saam met hulle gaan. Hoekom het jy teen dit gekies? Hoekom het jy saam met die dwaases gegaan en versleg? Jy sien, dis 'n keuse wat jy maak. Ons moet wys word, ons moet slim word, want die Here wil hê ons moet wys wees in dit wat ons vir hom doen. Ons lees in Spreuke 11 vers 30. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Wanneer is jy slim? Wanneer jy siele wen vir die Here. Kan jy siele wen vir die Here met wêreldse intellek, met wêreldse kennis, met wêreldse goed? Nee. Want die wêreldse kennis wil niks van God weet nie. Die wêreldse kennis wil God uitredeneer, wegredeneer, uitskryf uit die skole uit, uitskryf uit die regerings uit, uitskryf uit die skepping uit, want hulle wil evolusie inbring en. So nee, jy kan nie siele wen deur wêreldse kennis nie. Jy kan slegs siele wen deur God se kennis en geestelike kennis van wat die woord van God vir jou sê. Hy wat siele wen is wys. Hoekom? Want lees saam met my die volgende vers op daai selfde skreen, Matteus 6 vers 19 tot 21. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Wat se skatte kan ek en jy hemel toe vat? Slegs die siele van die mense rondom my. Die siele van my familie, die siele van my kinders,
die siele van my werksmense, dis die skatte wat ek saam met my kan vat. Want onthou jy, hy wat siele wen, is wys. Hy wat siele wen vir God is wys, want jy is besig om vir jou skatte bymekaar te maak in die hemel. En eendag as jy instap in die hemel, gaan die Here sê, my kind, sien jy al hierdie mense wat hier staan? Hulle is almal hier as gevolg van jou. Mooi so my kind, ek is trots op jou, oor jy 'n goeie en getroue diensknegt vir my was daaronder. Psalm 1 vers 1 tot 6 sê, welgeluksalig, dit beteken geseënd, is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag, sy plesier met ander woorde, sy satisfaksie, is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hoe sal so 'n persoon wees, wat sy plesier kry in die wet van die Here, en wat sy wet dag en nag oordink? Hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Die vraag is, my vriend en my vriendin, waar staan jy? In die raad van die goddelose? Sit jy nog in die kring van die spotters? Of is jy al op die plek waar jy 'n plesier kry in die wet van die Here, waar dit lekker is om die Bybel te lees en dit te begin bepeins en dit te ondersoek en dit na te speur en dan volgens te lewe? Of is jy nog tussen die kring van die spotters, die raad van die goddelose, die mense daar buite wat niks wil weet van God en sy gebod nie? Wel, jy sien nou daar by teksvers, hoe sal jy wees en hoe's die persoon wat sy satisfaksie kry in die wet van die Here? Spreuke 22 vers 5 sê, dorings vangnette lê op die pad van die verkeerde. Jy sien, jy gaan gevang word, daar gaan dorings wees wat jou gaan steek. Hy wat sy siel, onthou dis jou gedagtes, jou wil, jou intellek, jou emosies wil bewaar, bly ver weg daarvandaan. So as jy jou siel wil bewaar, bly ver weg van al hierdie verkeerde dinge. Kom op God se pad. Vra vir die Here om jou sy geestelike wysheid en insig te begin leer, dat jy ook kan klaar kry, dat jy ook kan afwyk van die kwaad, dat jy ook kan haat wat sleg is. Spreuke 4 vers 14 en 15 sê, kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie. Sien jy, moenie daar kom nie. As jy weet, die kroeg is die plek van die goddelose, dan kom jy nie daar nie. Jy betree dit nie. Jy sit nie 'n voet daar nie. Vermy dit. Gaan nie daarop nie. Wyk daarvan af en gaan verby. As jy weet die karousel, wat noem jy dit, die casinos en goedes, is nie die plek van God nie, dis die plek van die goddelose, raai wat, dan betree ek dit nie eers nie, ek vermy dit, ek wyk daarvan af en ek gaan verby. Spreuke 23 vers 17, laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die Here. Daar kom ons nou, né? Moenie laat jou hart die sondaars beny nie. Ek beny hierdie ou sy nuwe kar wat hy nou dag daar by die casino gewen het. Ek beny hierdie ou sy nuwe huis wat hy daar nou dag met die lotto gewen het. Moenie die sondaars beny nie, maar wees jy die hele dag in die vrees van die Here. En ons het ons nou al oor en oor en oor vir jou gesê, waaroor gaan die vrees van die Here? Maar kom ek wys vir jou nog 'n paar teksversies oor wat is die vrees van die Here. Spreuke 14 vers 16 sê, die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selfvertroue. Jy sien, as ek in die vrees van die Here is, wyk ek af van die kwaad, want ek is wys. Wysheid, goddelike, geestelike wysheid, laat my afwyk van die kwaad. Geestelike wysheid oor die vrees van die Here, laat my klaar maak met sonde. Spreuke 14 vers 26 sê, in die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid. Ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. Kyk mooi, in die vrees van die Here lê 'n sterk toevlug en ook vir 'n sterk sekerheid en ook vir die kinders van sodanige sal daar 'n toevlug wees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe om van die strikke van die dood af te wyk. Nou is die vraag, lewe jy al in daai vrees van die Here om van die strikke van die dood af te wyk, of is jy nog besig om met wêreldse dinge? Wat kies jy vandag? Vir God of teen God? Wat moet ek nou doen met hierdie wysheid en kennis wat ek by God gekry het? Ek sien die Bybel sê ons moet daaroor praat. Kom ons lees bietjie. In Spreuke 15 vers 7, die lippe van die wyse strooi kennis uit, maar die hart van die dwaase is nie reg nie. Strooi jou lippe kennis uit, maar weer eens onthou wat ek net gesê het, met wysheid en insig, weet jy wanneer om met mense te praat en wanneer om stil te bly.
Jy weet wanneer om hierdie wysheid en hierdie kennis uit te strooi, en jy weet wanneer moet jy 'n wag voor jou mond sit. Maar die punt is, ons moet praat oor hierdie kennis wat ek het, want dit is hoe ons ook mense na die Here toe gaan lei, dat mense na jou gaan kyk en sê, maar weet jy wat, ek verstaan nie hierdie goeie soos wat jy dit verstaan nie. Waar kry jy dit? Maar kom ek vertel jou, kom ons bid vir die Heilige Gees, om dit ook vir jou openbaar te maak, want ek het vir die Here gevra, dat sy Heilige Gees dit aan my openbaar maak. Ek het vir die Here gevra, om my kop uit die pad uit te vat, dat ek nie meer met menslike wysheid en met die siel daaroor probeer redeneer nie, maar dat ek dit in die Gees begin ontvang. Weet jy kan dit ook so kry, en so help ons daardie persoon ook op sy pad, maar die Here se Gees lei jou en gee jou wysheid en insig oor wanneer om dit te sê, en wanneer om dit op die regte tyd en op die regte tydstip uit te haal, sodat die Heilige Gees deur dit wat jy sê in daardie persoon se hart kan werk, en dat die Heilige Gees hom kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar ek gaan nie net daaroor wil praat nie, ek gaan meer wil leer daaroor. Ek gaan soek daarna om meer kennis te verkry. Regtig, ja, lees Spreuke 15 vers 14. Die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Spreuke 18 vers 15 sê, die hart van die verstandige verwerf kennis, en die oor van die wyse soek na kennis. As hy weer, soek jy al na hierdie kennis? Verwerf jy al hierdie kennis? Het jy al vir die Heilige Gees gevra om dit nog meer en meer vir jou te gee, meer en meer vir jou oop te breek, dat jy in hierdie goddelike, geestelike wysheid en kennis kan lewe, sodat jy met ander mense daaroor kan praat op die regte moment, op die regte tyd. Maar jy sien, ons moet wysheid lief kry. Dit is regtig iets wat my hart begin brand, wat ek vir die Here moet vra, Here, ek soek u wysheid. Want Jakobus 1 vers 5 sê vir ons, hy wat wysheid kort kom, moet dit van die Here vra, en die Here gee dit sonder voorbehou. Maar sien, as ek dit nie gaan vra nie, gaan ek dit nie kry nie. En as ek dit kry, is dit lekker om te begin lief kry, om te sê, Here, maar ek wil nog hê, want ek kan nooit genoeg geestelike wysheid kry oor die dinge van die woord nie. Ek kan nooit op 'n punt kom dat ek sê, ag, weet jy wat, ek weet nou genoeg. I've arrived in Christ. Nee, daar bestaan nie so ding in die Bybel nie, hoor. God is te groot, hy is te almagtig, dat ons ooit kan sê, ek weet nou genoeg. Spreuke 8 vers 17 tot 21 sê, goddelike wysheid is weer in die woord, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek, sal my vind. Rykdom en eer is by my, diersame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg, om die wat my lief het, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. So wysheid gaan jou skatkamers vir jou vol maak, en jy sal verbaas wees oor hoe God hierdie dinge in jou lewe laat begin gebeur, geestelik en fisies. Spreuke 16 vers 16 sê, hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud, en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer. Sien, as jy hierdie goddelike geestelike wysheid en kennis begin verwerf, dan maak geld nie meer vir jou saak nie. Dan maak bates en besittings nie meer vir jou saak nie. Want ek ken mense wat nie vreeslike baie bates en besittings het nie, maar wat goddelike geestelike wysheid het, wat jou mond laat oophang. En dit gaan met hulle wonderlik in hulle spesifieke manier hoe hulle lewe, wat die Here vir hulle gee en wat hulle vir hulle doen. Maar dan is daar weer hierdie mense wat vreeslike, slim en geleerde mense is in hulle eie koppe, en hulle ry die grandste, dierste karre, en hulle bly die grootste huise, maar raai wat, hulle het geen geestelike insig nie. Hulle het geen geestelike kennis nie, maar hulle is besig om op wêreldse maniere, wêreldse standaarde, wêreldse kennis te probeer lewe en te probeer mense beïndruk. Spreuke 16 vers 23 sê, die hart van die wyse maak sy mond verstandig en vermeerder die lering op sy lippe. So as jy 'n wyse man is, hierdie wysheid wat die Heilige Gees in jou plaas, wat gaan dit veroorsaak? Dit gaan maak dat jou mond verstandig is. Jy gaan die regte antwoorde op die regte tyd gee, en dit gaan die lering op jou lippe vermeerder. Mense gaan na jou begin luister en sê, weet jy wat, ons kan hoor jy's 'n man van God, ons kan hoor jy's 'n vrou van God, en ons kan hoor, ons wil meer leer oor die wysheid wat daar in jou hart lê. Daar staan dit in die Bybel, lees dit, moenie my glo nie. Onthou jy, ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Spreuke 18 vers 4 sê, die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. My broer en my suster, is jou mond ook al 'n fontein van wysheid vir die mense rondom jou? Of is jy maar nog steeds besig met vuil grappe, vloek, skel, aftakel, vernietig met jou mond? Wat maak jy met jou mond?
Want onthou, Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wat se vrugte eet jy rondom jou? Eet jy vrugte van gebroke verhoudings? Omdat jy hulle almal fisies vernietig met jou mond, hulle sleg sê, jou man, jou vrou, jou kinders, wie ook al. Eet jy dalk daai vrug omdat jy dood oor hulle spreek? Of eet jy al die vrug van lewe, omdat jy lewe oor hulle spreek, omdat jy hulle bemoedig, omdat jy hulle opbou? Watter vrug eet jy? Jy moet dit voor God antwoord. Spreuke 19 vers 20 sê, luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. Jy sien, as ek na raad luister, veral as dit 'n man van God of 'n vrou van God is wat nou my toe kom, wat ook geestelike wysheid en kennis het, raai wat, as ek daarna luister, sal ek in die vervolg ook wys wees, want ek groei ook in daardie geestelike wysheid en insig, want ek kan daardie raad en daardie tug aanneem, en ek is nie te groot om te sê, ja, wie is jy om met my te kom praat nie? Nee. Dankie Here, dat jy 'n broer en 'n suster na my toe gestuur het, om met my te kom praat, dat ek daaruit kan leer, sodat ek ook in die vervolg wys kan wees. Spreuke 21 vers 11, as 'n mens 'n spotter straf, word die eenvoudige bedagsaam, en as 'n mens 'n wyse onderrig, neem hy self kennis aan. Jy sien, mense wat werklike geestelike, goddelike wysheid en kennis het, hou daarvan om onderrig te word. Hulle het wat ons noem 'n teachable spirit, 'n gees van leersaamheid, om sê, leer my meer, Here. Stuur nog 'n broer of 'n suster op my pad, wat ook geestelike wysheid of geestelike insig het, om vir my te kom leer, hoe werk U, wat nou my nog meer kan leer uit U woord uit. Want ek is altyd bereid om nog meer te leer rondom die geestelike dinge, want ek kan nooit genoeg kry van God se geestelike waarhede nie. Spreuke 23 vers 23 sê, koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Ek moet dit koop, ek moet bereid wees om alles op te gee, om hierdie wysheid en tug en verstand te kan kry wat van God afkom. Kan dit nie meer met geld wil meet nie. Ja, weet jy wat, dit het my soveel R1000 gekos om my graad te kry, en my soveel, ja. By die Here, gee hy dit vir jou verniet, as jy net bereid wil wees om saam met hom 'n pad te loop. Koop dit eerder. Koop dit eerder met jou tyd uit. Koop dit eerder met die tyd wat jy met God spandeer. Die tyd wat jy met jou familie en jou kinders spandeer op God se manier, volgens geestelike wysheid en insig. Spreuke 24 vers 3 tot 5 sê, deur wysheid word 'n huis gebou, en deur verstand word dit bevestig, en deur kennis word die kamers gevul met allerlei kosbare en lieflike goed. 'n Wyse man is sterk, en 'n man van kennis ontwikkel krag. En weer eens, hy verwys nie na die wysheid en kennis van die wêreld nie. Dit verwys na die wysheid en kennis van God, want 'n wyse man is sterk, en 'n man van kennis ontwikkel krag. Wat 'n krag? Geestelike krag. Goddelike wysheid en insig, sodat die Here jou met daardie goddelike wysheid en insig in die besigheidswêreld kan gebruik. Sodat die Here jou met daardie goddelike wysheid en insig in die politieke wêreld dalk kan gebruik. In die wêreld daar buite kan gebruik om sy lig te laat skyn, maar maak nie saak waar jy is nie, jy gaan nog steeds met geestelike wysheid, met geestelike insig praat, en die Here gaan dit in jou ontwikkel, sodat jy sterk kan wees in die geloof, en dat jy 'n man van krag kan wees, die krag van God. Spreuke 22 vers 12 sê, die oë van die Here bewaar kennis, daarom verydel hy die woorde van die ontroue. Die oë van die Here bewaar kennis, want ons lees in 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die Here kyk na jou hart, sy oë bewaar kennis, sy oë soek diegene wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Nie 'n ou wat so halfpad is. Ag, weet jy wat, ek wil so 'n bietjie die Here dien en ek wil so 'n bietjie die wêreld dien nie. Nee. Dis alles of is niks. En dan weet jy wat, as God alles in jou lewe begin word, dan raak dit 'n groot avontuur, om te kan sien hoe werk hy in jou besigheid, om te kan sien hoe werk hy in jou verhouding met jou kinders, hoe werk hy in jou verhouding met jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou, om dit te kan raak sien, is 'n wonderlike avontuur, want dan weet jy, die Here se oë is op jou. Spreuke 23 vers 12 sê, bring jou hart na die tug, en jou oor na woorde van kennis.
Dis waarna toe jou hart moet draai, na woorde van kennis toe. Moenie jou hart draai na woorde van hoerery en vuil grappe en allerlei sulke goeders nie. Bring jou hart na woorde van kennis toe. Die kennis van die woord van God, wat deur die gees van God aan ons geleer word. Dit is die kennis waarna toe ek en jy moet najag, waar ons moet praat, wat ons moet ondersoek, wat ek wil sê, ek wil nog meer, Here, leer my meer, dat ek al hoe meer kan afwyk van die kwaad af, haat wat sleg is, klaarmaak met sonde en 'n totale heiligheid en 'n geregtigheid lewe tot eer van God. Kom ons sluit nou hierdie DVD af met die laaste vraag en dit is daar dan 'n toekomsverwagting as ek in hierdie geestelike, goddelike wysheid en kennis begin lewe? Wat se toekoms sou dit vir my bring? Want jy sien baie mense sê, nee, jy weet, as ek nou soveel grade het, dan is my toekoms nou verseker. Watter toekoms? Ja, hierdie tydelike toekoms hier op aarde, maar wat van jou ewige geestelike toekoms? Kom ons lees wat sê Spreuke 24 vers 14. Erken dat die wysheid so is vir jou siel. As jy dit vind, dan is daar 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Hoekom? Want Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jy sien, wanneer ek in hierdie geestelike wysheid en kennis begin wandel, het ek nie meer net hierdie tydelike toekoms om na uit te sien nie, ek het die ewige toekoms om na uit te sien, want dis die gedagtes wat God aangaande my het, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. En dan nou was daar na gedagtes van vrede en nie van onheil nie, want baie mense sê, Tian, die Here sit net daar in die hemel en wag en kyk, hoe kan hy ons straf en hoe kan hy ons stuk inslaan en sulke goeders? Nee, daai teksvers sê hy het nie gedagtes van onheil oor ons nie, maar om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Spreuke 28 vers 5. Slegte mense verstaan die reg nie. Hoekom nie? Want hulle is besig met wêreldse wysheid en kennis. En dan is hulle nog sleg. Jy sien, hulle wyk nog nie af van die kwaad af nie. Hulle haat nog nie wat sleg is nie. So hulle verstaan die reg nie. Maar die wat die Here soek, verstaan alles. Hoekom? Want as ek die Here soek, kry ek hierdie geestelike wysheid, insig en kennis wat hy vir my gee, wat maak dat ek alles wat daar buite gebeur kan verstaan. Daarom verstaan die kinders van God die tekens van die tye wat besig is om te gebeur, en dit wat afspeel in die politieke situasie in die Midde-Ooste, dit wat afspeel in al die natuurrampe rondom ons. Die wat weet wat die woord van God sê, wat geestelike wysheid en insig en kennis het, verstaan daardie goeders. Spreuke 29 vers 7 sê, die regverdige ken die reg van die armes, maar die goddelose verkry geen kennis nie. Hoekom nie? Want die goddelose dink dat sy wêreldse kennis, sy aardse kennis, is baie kennis. Maar meantime sê die Bybel, hy verkry geen kennis nie. Maar die wyse, wat ook omsien na die armes en wat dit doen vir God, want daar is 'n verskil tussen om betrokke te raak by 'n charity, wat charity werk doen om die mense te beïndruk, en om betrokke te raak by 'n charity omdat jou hart uitreik van wie die liefde van Jesus in jou na die stikkende mense toe daar buite. Weerens, om watter rede doen jy dit? Om God te behaag of om mense te beïndruk? As jy dit doen om mense te beïndruk, is jy op die verkeerde plek. Dan help nie as jy gaan na daardie charity toe nie. Jy moet dit doen uit jou hart uit vir Jesus. Spreuke 30 vers 1 tot 3 sê, die woorde van Agar, die man spreek, ek het my moeg gemaak, o God, ek het my moeg gemaak, o God, en ek versmag. Ja, ek is te dom om mens te kan wees, en ek het geen mense verstand nie. En ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die heilige sou besit nie. Daar is hy. Hierdie koning sê, hy het hom moeg gemaak, dat hy selfs nie eens meer sy mense verstand het nie. Hy dink nie eens meer, hy ken enigiets nie. Maar hy het hom moeg gemaak, hoekom? Want hy het nie die wysheid van God nagejaag, sodat hy kennis van die heilige sou besit nie. Hy het nie kennis van God nagejaag nie. Hy het nie wysheid van God geprobeer soek en probeer naspeur uit die skrif uit nie. En dit het hom moeg gemaak. Weet jy wat? Jy gaan ook ervaar, al het jy 17 grade, my vriend en my vriendin, al is jy 'n dokter, 'n professor, 'n wat ook al, dat jy gaan sê, maar weet jy, ek's moeg. Hoekom? Ja. Want jy is heeltyd besig om menslike kennis na te jag, in steede daarvan om die vrede van die Here te ontvang, wat daar is in sy Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees jou begin leer en jou begin lei. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde, weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersam nie sal bedien nie.
Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Kyk mooi, God sê daar sy volk. Hy sê nie die sondaars of die ongelowiges gaan te gronde nie. Hy sê my volk gaan te gronde. Weens wat? Weens gebrek aan kennis. Wat se kennis? Bybelse, geestelike, goddelike kennis. En dan sê hy ook, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Jy sien, die Here gaan jou nie verwerp omdat jy menslike kennis verwerp het of wêreldse kennis verwerp het nie, maar hy kan jou dalk verwerp omdat jy sy kennis verwerp. So jy maak 'n keuse, vir wie kies jy? Jesaja 5 vers 13 sê, daarom gaan my volk, daar is dit weer, daarom gaan my volk in ballingskap beteken ek word in kettings weggevoer of vasgebind in onkunde, weens gebrek aan kennis. En hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigte versmag van dors. Is jy ook besig om weggevoer te word in kettings, my liewe vriend? Omdat jy gebrek aan kennis het oor Bybelse wysheid, goddelike wysheid, geestelike insig en verstand en kennis, omdat jy nog heeltyd die wêreldse kennis najag, en jy wil al die wêreldse olimpiades wil jy wen, en al die wêreldse kennis olimpiades wil jy wen, maar intussen het jy nie 'n klou wie God is nie. Intussen het jy nie 'n klou wie Jesus Christus en wie die Heilige Gees is, en wat hulle vir jou kan doen en vir jou kan gee nie, en hoe hulle kan jou kan help om aan sulke olimpiades deel te neem met hulle wysheid en kennis, maar jy wil nie hulle nie die erkenning gee nie. En dan sal dit so wees, dat jy in ballingskap weggevoer sal word. Romeine 1 vers 18 tot 22 sê ook, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. My vriend en my vriendin, gee jy ook nog voor dat jy wys is, maar het jy dalk dwaas geword, omdat jy wêreldse wysheid najag, wêreldse kennis najag, in steede daarvan om geestelike wysheid en insig en kennis na te jag? Wat is jy besig om te doen in jou lewe? Spreuke 1 vers 20 tot 23 sê, die wysheid roep hardop daar buite, hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê, en die spotters lus hê om te spot, en die dwaase kennis haat? Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak. Hierdie is die belofte van God homself af. En baie duidelik sien ons hier, dit wat ek nog die hele tyd oor praat, naamlik dat wysheid geestelik is. En slegs daar die geestelike wysheid kan God se woorde, dit wat in die Bybel geskryf is, ooit werklik vir ons openbaar maak of bekend maak. Maar wat is die teenkant? Wat is die baie duidelike waarskuwing aan hulle wat nie hierdie geestelike wysheid wil aanneem en daarvolgens wil lewe nie? Hulle wat self spot met die geestelike boodskappe van die Bybel en daardeur effektief die geestelike kennis haat. Aan hulle wat bloot net tevrede is met hulle menslike boekekennis, wetenskaplike kennis, intellektuele kennis. Kom ons lees saam, wat sê die Bybel? Spreuke 1 vers 20 tot 33 sê verder, omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil.
Wat kies jy? Kies jy om te luister en te begin sê, Here, ek soek ook nou hierdie geestelike wysheid en insig? Of gaan jy ook die skrikwekkende ding deurgaan, dat as jy eendag begin uitroep en sê, maar ek wil dit ook nou hê, dat die Here gaan sê, dis nou te laat, my kind. Dis 'n keuse wat jy maak. Gaan jy nog steeds die kennis verwerp, of gaan jy begin om die kennis aan te neem? Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Jy sien, dis al. As ek 'n kind van God is, en ek begin vir hom vra, Here, ek het u wysheid nodig, gee my asseblief u wysheid, dan sal die Here dit vir jou gee, want onthou jy, God vra ook vir Salomo, Salomo, wat moet ek vir jou gee? En Salomo sê, Here, gee my u wysheid om die volk reg te lei. En die Here sê, weet jy wat Salomo, omdat jy dit gevra het, omdat jy wysheid gevra het, en nie vir 'n lang lewe nie, en nie vir rykdom nie, en nie vir al die goeders nie, gee ek jou die wysheid, maar, bo en behalwe dit, gee ek jou ook die rykdom en die lang lewe, en so aan, en so aan. Wat het jy al gekies om vir God te vra? Ek lees ook in Spreuke 8 vers 35, die goddelike wysheid spreek, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehae van die Here. En as ek hierdie lewe in die wysheid van God gevind het, en 'n welbehae van die Here gekry het, wat gebeur? Hy leer my die volheid, die hoogte, die diepte van wie hy is, deur sy wysheid. Want jy sien, is slegs deur God se wysheid, wat ek gaan verstaan, hoe werk die Gees. Is slegs deur God se geestelike wysheid en insig, wat ek gaan verstaan, wat die Bybel regtig vir my probeer leer. En dan sal ek lees in Efesiërs 3, vers 16 tot 19, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees, in die innerlike mens, met ander woorde in my gees, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Kyk mooi wat staan daar, om die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Watter kennis oortref hierdie liefde van Christus? As ek Jesus in liefde het, en ek het sy insig en sy wysheid, dan oortref dit wêreldse kennis. Dit oortref dit wat daar buite belangrik geag word. Dit wat daar buite aangaan is nie meer vir my belangrik nie. Al wat vir my belangrik is die woord van God, 'n verhouding met die skepper van hemel en aarde, en die ewige toekoms wat ek saam met hom gaan hê. Maar daarom weet ek, as ek sy wysheid en sy insig het, kan ek 'n verskil maak tans in die wêreld. Maar ek maak dit nie meer deur 'n wêreldse kennis nie. Ek maak nie meer 'n verskil in die wêreld daar buite deur my wêreldse grade en my wêreldse intellek en my wêreldse se kennis en goed wat ek het nie. Ek maak 'n verskil in die wêreld daar buite deur die geestelike kennis wat ek het. En dit is waaroor dit gaan, sodat God daardeur verheerlik kan word. Want onthou mense, ons dien nie 'n dooie God nie. Want Jesus Christus sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan net aan Jesus Christus. Daardie Jesus wat vir my en jou gesterf het aan 'n kruis, sodat ek en jy ook die ewige lewe kan hê, sodat ons saam met hom kan wees en kan weet, hy wil vir ons hierdie kant van die graf reeds sy geestelike insig en wysheid gee. Jy moet net kies, gaan jy na vandag, nadat jy hierdie kennis ontvang het, steeds strewe daarna om mense te beïndruk, steeds strewe daarna om die mense se vriend te wees, of gaan jy kies om God se vriend te wees? Gaan jy kies om God te probeer behaag? Gaan jy 'n God pleaser begin word na vandag, of gaan jy steeds 'n people pleaser wees? Die keuse is joune. Ek gaan nou afsluit met 'n gebed, en dan gaan ons daai gebed vir jou wys. As jy nog nie jou hart vir Jesus gegee het nie, kan jy hom gerus bid, om ook seker te maak dat jy vandag in 'n verhouding begin ingaan met die lewende God, Jesus Christus, hy wat vir my en jou gesterf het, opgestaan het uit die dood het, opgevaar het na die hemel toe en gesit het aan die regterhand van die Vader. Kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof, prys en eer, dat U bereid is om U geestelike wysheid en U geestelike insig ook vir ons te gee, ook met ons te deel.
En ek wil bid, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, dat die kosbare mense wat hierdie DVD sit en kyk het, sal besluit en om ook te vra vir u wysheid. En dat hulle sal begin uitgaan en besef, maar dit gaan nie oor wêreldse kennis nie, dit gaan nie oor grade nie, dit gaan nie oor titels nie, dit gaan oor Jesus Christus. En 'n intieme verhouding met Jesus Christus en om u wysheid en u insig te kry. En ek vra ook, Here, dat die Heilige Gees die volle waarheid hieroor aan hulle sal openbaar. En as daar enige van hulle is wat vandag hulle harte vir u gee, dat die engele sal jubel en juig in die hemel oor hierdie siele wat ook inkom. Maar Here, dat hulle sal opstaan en sê, terwyl ons nog lewe, wil ons lewe in die geestelike wysheid en die geestelike insig en kennis wat van God afkom. En ons loof u en ons prys u en ons aanbid u in Jesus Christus se naam. Amen. You never make mistakes. You are faithful to the end. And you never make mistakes. You never make mistakes. You are faithful to